Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, 'n stad van toevlug. Want die Here het Sion uitgekies, hy het dit as 'n woonplek vir hom begeer en gesê, dit is my rusplek vir ewig, hier wil ek woon, want ek het dit begeer. Psalm hoofstuk 132 verse 13 en 14. Deur eeue van vervolging, konflik en duisternis het God sy kerk onderhou. Nie een wolk het daarop geval waarvoor hy nie voorberei het nie. Nie een teenstander het opgestaan om sy werk teen te werk wat hy nie voorsien het nie. Alles het plaasgevind soos hy voorspel het. Hy het sy kerk nie verlate gelaat nie, maar het in profetiese verklaringe opgeteken wat sou gebeur. En dit wat sy gees die profete geïnspireer het om te voorspel, is teweeggebring. Al sy doeleindes sal vervul word. Sy wettigste koppel aan sy troon, en geen mag van die bose kan dit vernietig nie. Waarheid word deur God geïnspireer en bewaak, en dit sal oor alle teenstande triomfeer. Gedurende eeue van geestelike duisternis was die kerk van God soos 'n stad wat op 'n heuwel geleë is. Van eeu tot eeu, deur opeenvolgende geslagte, het die suiwer leerstellings van die hemel binne sy grense ontvou. Dit is die teater van sy genade, waarin hy hom verlustig om sy krag te openbaar om harte te transformeer. Die kerk is God se vesting, sy vrystad, wat hy in 'n opstandige wêreld bewaar. Enige verraad van die kerk is verraad teenoor hom, wat die mensdom gekoop het met die bloed van sy eniggebore seun. Van die begin af het getroue siele die kerk op aarde gevorm. In elke eeu het die Here sy wagte gehad, wat 'n getroue getuienis gelewer het aan die geslag waarin hulle geleef het. Hierdie wagte het die boodskap van waarskuwing gegee, en toe hulle geroep is om hul wapenrusting af te lê, het ander die werk aangepak. God het hierdie getuies in 'n verbondsverhouding met homself gebring en die kerk op aarde met die kerk in die hemel verenig. Hy het sy engele uitgestuur om sy kerk te bedien, en die poorte van die hel kon nie teen sy volk seëvier nie. God het sy kinders met oneindige liefde lief. Vir hom is die dierbaarste voorwerp op aarde sy kerk.